O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons erediens. Ek sit hier vandag in ons gemeente se gebedskamer as simbool van die feit dat ons gemeente ook op die stadium saam met julle bid. Vir elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan, elkeen wat sukkel met gesondheid of finansies of enige moeilikheid, ons dink aan julle. Ons gebid saam met julle en ons bid dat die Here se genade by julle sal wees. Daarmee sê, kom ons sluit die oë en dan begin ons gebed. Here Vader, U is groot en ons is klein, Here. U is sterk en ons is swak. Here, U weet. En op die stadium weet ons nie. Mag U genade ons dra. Mag U grootheid by ons wees. En waar ons vandag die woord lees, Here, mag dit vir ons duidelikheid gee en vrede. Wees saam met elkeen van ons, Here, wat vandag ook ons harte na U toe stuur. Wat hulp nodig het en vrede nodig het. Kom hou ons vas in die wonderlike naam. Amen. Genade vir jou en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ook die Heilige Gees. Amen. Hier ons sal U loof, U veldade roem, U naam sal ons eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ons sal U loof, U het ons verlof, uit duister bevry, ons harte verbly, dit het U lewe gekom. Toe het die Here vir Moses gesê, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek, en jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit, en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die Farao en sy hele leer, strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor Farao, sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is. Die engel van God, wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daaronder droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het aan weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit, die Farao se perde, strydwaans en bemanning is almal agter hulle aan die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur en die wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat uitval, sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete af,
Want die Here veg vir hulle teen Egipte. Maar die Here het vir Moses gesê, steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en hulle bemanning kan stroom. Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem, en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Toe die water terugstroom, was die strydwaans en bemanning, die hele leermag van Farao wat agter die Israeliete aan die see in is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand gesien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar. Ek onthou so ruk terug het ons 'n preek gedoen oor hoe ons as mense die wêreld sien en hoe ons prentjies bymekaar bring. Ons het nog agtergekom dat ons as mense nie heeltemal so goed is met groot prentjies hanteer nie. Dit raak bietjie baie vir ons verstand en dan begin ons op ons senuwees raak en hou ons nie daarvan nie. God het ons spesifiek gemaak om nie die groot probleme van die wêreld heeltemal aan te pak om ons eie nie. Dit is sy werk. Ons kan baie keer die vraag vra wat heeltemal te groot is vir ons om te verstaan. Here, wat gaan aan met die wêreld? Hoe kan ons dit regmaak? Hoe kan ons die wêreld red? Hoe kan ons alles verander? Dit is te groot. Ons het nie oplossings vir dit nie. Maar die Here maak ons om klein oplossings te hê wat groot waarde het. Klein prentjies te sien, soos wees lief vir mekaar. Pas die mense om jou op. Vertel vir hulle wie ek is sodat hulle harte kan vrede hê. Genade kan kry. Klein prentjies, dit maak sin. Maar ek wil ergens sê, ons moet nou vandag so 'n bietjie teruggaan na die verlede toe, na 'n paar stories wat groot prentjie stories is. Dit is altyd makliker om in die verlede te gaan kyk na dinge wat groot gebeur het, want soos my vrou sê, ons het altyd in die verlede 2020 visie. Maar in die Here, dan kan ons nie altyd so mooi sien, dan sien jy altyd al die dinge raak nie. Nou, 'n storie vandag is nie 'n storie van net een mens wat saam met Jesus miskien op die grond sit en gesels nie, of een mens wat Jesus genees nie. Dit gaan oor die hele volk van God, van 'n klomp mense, en dis 'n groot prentjie storie. Nou, ons kan dit al insien, ek dink ons almal het al hierdie beeld in ons kop gehad, ons het al gewens ons kon daar wees, om dit te sien, hoe die see oopmaak, en die hele volk stap deur, en dan sien die mure van water langs jou. Die groot prentjie lyk altyd vir ons so mooi, en ons wens ons kon deel wees van dit. Maar hoe sou ons reageer het as ons klein prentjie mense was in daai situasie? As ons daai een mensietjie was daar in die middel van die skare wat deur die see moet loop. Die een mensie wat die wind moes voel waai, so sterk dat dit 'n see kan oopwaai. Die een mensie wat moes sien dat die gevaar van die vyand reg agter jou is. Daai een mensie wat dit moes ervaar, wie sou ons gewees het in daai stad? Here, hoekom ek? Van al die mense, hoekom moes hierdie met my gebeur? Here, U weet ek hou nie van die see nie, ek is bang vir haie. Here, kon U nie net gemaak het dat die see oop wees, of dat die see nie hier was nie, dat hy geskuif het, of dat hy ergens anders wees, hoekom moet hierdie nou gebeur het so? En Here, die woestyn, waartoe ons op pad is, wat gaan ons doen as ons daar is? Wat is die plan, Here? Here, dit lyk vir my asof die verlede eintlik beter sou gewees. Kon ons nie maar teruggaan nie. Dit is vir my te onseker, die toekoms. Klein prentjie manier van dink. Nou, ons is gemaak om op so 'n manier te dink, en gereeld word ons vasgevang in die negativiteit daarvan, nee. Ons voel alles wat die wêreld tref, alles wat gebeur in die wêreld, tref besonder vir my. Van al die mense word ek baie persoonlik aangeval in hierdie dinge. Klomp klein prentjie dinge. Nou, ek wil ons met so 'n bietjie verder gaan, want Exodus het 5 van die mooiste strepe wat die wêreld, wat die Bybel trek, van die pad wat God met ons as mense stap. Maar een ding wat hy uitdruklik vir ons sê, ten midde van hierdie groot dinge wat aan die gang is, en die feit dat ons dit baie persoonlik aanvaar, ten midde van al die chaos, is daar een ding wat Exodus altyd sê, God is by ons.
Dit klink dalk soos 'n eenvoudige ding, maar in die storie kan ons dit so duidelik sien. In die nag was die Here met 'n vuurkolom altyd daar. In die dag was hy met 'n wolkkolom altyd daar. As die vyand agter hulle is, was die wolk agter hulle. As die pad voor hulle was die wolk voor hulle. God was altyd besonder teenwoordig. En die hele Exodus praat van dit, van die brandende bos, tot die berg wat brand, tot die woestyn met die kwartels. God is besonder teenwoordig in hierdie tyd. Dit voel vir ons dalk of die gevare baie nader is as God, maar dit is tog nie waar nie. God staan tussen ons en die gevaar. Die ander ding wat in die storie veral baie uitstaan is, die feit dat die volk is nog besig om God te leer ken. Hulle het nou deur chaos gegaan, deur 'n baie moeilike tyd. En dit is asof hulle nou van voor af weer moet leer vertrou op hom, en leer wie hy is en wat hy is. Is die eerste keer in die Bybel wat God eintlik sy naam vir sy mense gee. Hy sê, ek is wat ek is. Ek was wat ek was, en ek sal wees wat ek sal wees. God is konstant, hy bly wie hy is. Nou dit my laat dink, as ons praat oor ons lewens en die manier hoe ons kyk na ons prentjies, dan is altyd die lyn wat ons trek, nee, die plan vir ons lewe. Van waar ons nou is, of van ons geboorte af, tot die einde, tot waar hierdie plan volbring word. Dan vra ons altyd, nou dat die lyn getrek is, wat se rol speel God in die plan van my, in die rol van my? En soos ons nou gesien het, alweer is dit 'n klein prentjie manier van dink. Ons word vasgevang in dit. Die ware manier om regtig 'n lyn te getrek het, was om die lyn reguit te trek van wie God is. En wat hy altyd sal wees, en wat hy altyd was. En die lyn te trek van wie God gaan wees in die toekoms, en wie hy was, en wie hy nou is. En dan te vra, in die plan van God, waar val ek? Waar is ek in God se plan? Nie andersom nie. Want die groot prentjie, die regte ware prentjie is, God, dit is sy storie. Dit is God se storie, nie ons nie. Ons is geskep om deel te vorm van God se storie, en genadiglik mag ek ook deel wees van die storie, maar dit bly God se. En jy kan dit sien in Exodus, want die hele verhaal gaan ook oor die Here. Dit gaan nie oor net die volk wat moet deur die see kom nie, maar dan sê die oomblikke, wat God juis vir die wêreld wil wys, ek is die God van alles. Dit is my storie, my wêreld, my skepping, en ek is lief vir dit. Van die 10 plaae in Egipte, waar elke plaag gewys het dat God is die God oor die riviere, God is die God oor die natuur, oor die vee, oor die kinders wat ons kry, God is die God oor alles. Tot die Rooi See wat op die ou end oopmaak, dat God daardeur kan stap. Dis soos 'n teken wat God kom wys vir die wêreld, wat sê, ek is nie net die God van my volk nie, maar ek is die God van elke een van julle, en van alles wat geskep is. Dit is 'n verhaal, soos 'n brief wat die Here geskryf het aan al die nasies, om te sê, ek is wat ek is. Ek is God. So ons sit in die oomblik waar ons die storie lees, en ek is bewus daarvan, dat ek definitief ook een van daai mense sou gewees het, daar in die middel van die see, met al my vrese en onsekerheid, wat sou kon gesê het, Here, hoekom nou ek? Van al die mense, hoekom het dit met my gebeur? Here, u weet hoe bang is ek vir hierdie goed, en hoe u weet, dat ek nie seker is oor die toekoms nie. U weet dat ek bang is, wat gaan ons eet in die woestyn, en wat van my familie, en wat van my gesin. Here, u weet hoe ek voel oor hierdie dinge. So dan sit ons met hierdie klein prentjie, en ons vra vir die Here, Here, kom in my klein prentjie in, en kom maak dinge reg. Maar die storie van Exodus gaan juist oor die feit dat ons eintlik kan heeltemal herken. Ons is nie groot genoeg om te verstaan wat God mee besig is nie. Ons het nie idee wat hy doen, of wat die implikasies daarvan gewees nie. Ons weet een ding seker. Hier is God se storie, nie ons nie. En hier is 'n God wat red. Hier is 'n God wat saam met ons stap, en ergens sal hy ons gedagtes eendag van die klein prentjie van hierdie tyd, 2020 en 2021, oopmaak,
en vir ons wys wat die groot prentjie was. Maar nou, terwyl ons in die see is, terwyl ons op droë grond loop, maar bang is, van die water is langs ons en die visse is hier en agter ons is daar 'n vyand. Terwyl ons nou daar is, hoop ons. Ons glo in die God wat ons gered het uit duisende geleenthede. Hierdie God wat sê, maak nie saak wat nie, daar is nie vir jou 'n einde nie, want ek is jou God en jy is myne. En maak nie saak wat in die storie gebeur nie, jy sal veilig wees in my arms, want ek gaan jou dra tot in ewigheid. En dit is vir my altyd so 'n mooi storie, net om te eindig weer dit, want vandat die Here die Israeliete gered het uit Egipte uit, vandat hy uit daar is, was elke oomblik wat die Israeliete vry was amper soos 'n verleentheid vir die farao. Hy kon nie dit verdra nie, want dit stel hom in verleentheid dat hierdie slawe wat syne was, nou eintlik vry is en kan doen wat hulle wil. En ergens kan hulle nou vrede hê en hulle kan vreugde hê. En ja, hulle het miskien vrees, maar hulle kan doen wat hulle wil. Dit voel vir my dieselfde vandag as ons hier sit. En ons sien eintlik vir 'n slag die groter prentjie. Ons besef dat elke oomblik wat ons leef, elke oomblik wat ons sondeloos is omdat Christus ons vrymaak, en elke oomblik wat ek weet dat selfs die dood kan my nie uit God se hand uitruk nie, is dit so 'n verleentheid vir die duiwel in sy sonde. So 'n verleentheid vir die bose, so 'n verleentheid vir die donkerte. Want hier staan 'n klein liggie, 'n klein kersie, en hy brand. Ten spyte van die see wat om hom woed en al die wind wat waai en die orkane wat op pad is, hierdie liggie brand en hy sal ewig brand. Selfs die dood kan dit nie skei nie. En hierdie liggie sal hoop op die God wie se storie dit is. En dit is my God, my Pa en my koning. Amen. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art.